Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, elke Sondag kom ons by mekaar, Here, en elke Sondag sê ons dis 'n voorreg om hier te wees. Ek dink nie ons besef elke dag wat se genade dit is, Here. Ons sing nou net, U genade is groot, maar is werklik net genade van U af, Here. Here, dis genade dat U ons harte oopgemaak het. Dis genade dat U ons die begeerte gegee het om hier te wees vanoggend, Here. Dis genade dat U ons bymekaar gevoeg het. Verskillende mense van verskillende plekke, verskillende agtergronde. En U het ons 'n liefde gegee vir mekaar. Here, en dis genade dat ons U woord het waaruit ons nou gaan lees. Here, seën vanoggend U eie woorde, Here, dat ons dit werklik sal verstaan, Here, dat ons dit werklik sal inneem. Hierdie gedeelte in Efesiërs waar ons is so belangrik, Here. Dit kan 'n geweldige invloed in ons lewens, Here. So ek wil werklik vra, Here, dat U elkeen van ons harte moet oopmaak vanoggend. Dat ons nie net na hierdie woorde sal luister nie, Here, maar dat ons dit sal hoor. Here, dat dit sal wortel skiet in ons harte, Here, dat ons dit sal deel maak van ons lewens, dat ons dit sal oordink, dat ons met mekaar sal praat daaroor, Here, en laat ons dit dan sal deel maak van ons lewens. Seën U eie woorde asseblief, Here. Here, seën my ook asseblief dat ek U woorde reg sal gebruik, sodat U alleen verheerlik sal word, Here, want U alleen is waardig. Amen. So kom ons lees Efesiërs 6, ons gaan lees van vers 13 tot vers 18, en ek lees uit die woord van die lewende God. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die nag van onheil. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Tot sover. So wat weet ons nou al van geestelike oorlogvoering af? Ons weet dat God 'n vyand het, en hierdie vyand is Satan. Satan was 'n engel gewees, die mooiste engel wat gemaak is, en hy het gerebelleer teen God, omdat hy soos God wou wees. God het hom toe uit die hemel uit geskop, en Satan het 1/3 van die engele beïnvloed, en hulle het saam met hom gerebelleer, en hulle is ook uit die hemel uit geskop. En van toe af is dit oorlog. Satan wil alles vernietig wat God gemaak het. En omdat die mens na die beeld van God gemaak is die mens die nommer 1 teiken van Satan. En as hierdie mens glo in God, en as hierdie mens glo in Jesus Christus, en dat Jesus gekom het om ons te verlos van ons sondes af, en as hierdie mens sy volle vertroue in Jesus Christus plaas as Here en Redder, dan het daai mens 'n spesiale teiken op. Dan is Satan gefokus op jou, as jy hierdie mens is. Satan se doel is om gelowiges te verwoes. Dit is hoekom Petrus ons waarsku, en hy sê in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou dis redelike grafiese taal wat Petrus hier gebruik. Nou hoe loop Satan rond soos 'n brullende leeu op soek na 'n prooi om te verslind? Ons het dit gesien in Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Satan het nie vrye toegang tot ons liggame nie. Satan kan nie vanoggend besluit, hy wil jou siek maak of hy wil jou doodmaak nie. Satan is nie soewerein nie. Satan het toestemming nodig om dit te doen. En ons sien dit in Job, waar God vir Satan toestemming gee in Job se lewe in. En as God sou toestemming gee dat jou lewe so deur siekte of dood beïnvloed moet word deur Satan,
dan het God 'n baie spesifieke rede daarvoor. Nou, Satan haat die mens so erg, en dit moet julle glo, dat as hy vrye toegang tot jou liggaam gehad het, was jy lankal dood. So dit moet ons vertroue in God gee. Die feit dat ons hier sit, is genade van God af. God het nie vir Satan vrye toegang tot ons lewens gegee nie, want Satan sal ons onmiddellik verwoes, as hy die vrye toegang het. Maar daar is wel iets, waantoe Satan vrye toegang het, in my en jou lewe. En dis jou gedagtes. Satan kan nie jou gedagtes lees nie. Satan kan nie gedagtes in jou, konsepte in jou gedagtes insit nie. Hy kan jou nie gedagtes gee nie. Hy het geen toegang tot jou gedagtes nie. Maar hy kan jou gedagtes beïnvloed. En hoe beïnvloed hy ons gedagtes? Hy stel ons bloot aan inligting. Satan het 'n wêreldstelsel ontwerp wat een doel het, en dit is om jou gedagtes te beïnvloed om teen God te dink. Dit is geestelike oorlogvoering. So Satan wil hê jou gedagtes moet weggetrek word van God af. En Satan weet dat daar's 3 maniere, daar's 3 portals waardeur hy ons kan beïnvloed. Johannes 1 vers 15 en 16 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, hoor julle daarso, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Met ander woorde, hierdie wêreldstelsel is ontwerp om jou begeertes. En dit wat jou vlees wil hê, wat Satan gebruik. So Satan gebruik jou teen jou. Dis presies hoe hierdie wêreld om ons design is. Dit is hoekom ons praat van Piet, Jan of San is in die wêreld. Hulle lewe volgens die wêreldse standaard en hulle lewe nie volgens God se standaard nie. So wat is hierdie wêreldstandaard dan nou? Hierdie inligting wat Satan gebruik om ons te verlei, wat is dit? Enigiets wat die teenoorgestelde van God is. Enigiets. As God 'n sekere morele standaard gestel het, sal Satan altyd die teenoorgestelde inbring. Altyd. En ons sien dit reg deur die Bybel. Ons sien 2 kontraste in die Bybel. Daar's altyd net 2 in die Bybel. In hierdie konteks sien ons, jy is nie meer duisternis nie, jy is nou lig. Jy lieg nie meer nie, jy praat nou die waarheid. Jy is nou geregverdig teenoor onregverdig. Jy is nou heilig teenoor onheilig. Jy is getrou teenoor ontrou. Jy is gevul deur die Gees teenoor jy is gevul met drank. Sien julle hierdie kontraste? Daar's altyd 'n teenoorgestelde. En so kan ek 'n klomp kontraste noem in die Bybel. Satan wil jou so ver kry om God te bevraagteken. Dit is wat Satan se doel is. Hy wil hê jy moet God se karakter bevraagteken, jy moet God se beloftes bevraagteken, jy moet God se woord bevraagteken, en dan wil hy hê jy moet sy seun Jesus Christus bevraagteken. En dit het alles begin by die begin. Genesis 3. Met Eva. As ek dit in my eie woorde kan sê, maar Eva, het God dit regtig gesê? En toe sê sy, ja, God het dit en dat gesê. Toe sê hy vir, ag nee Eva, God wil net nie hê jy moet soos hy wees nie. God wil nie kompetisie hê nie. Jy kan maar daai vrug eet. En dis presies wat ons doen. Ons wil kompetisie vir God wees. Ons wil soos God wees. In ons natuurlike staat wil ons soos God wees. Satan het vir Eva mislei met woorde, met inligting. Hy twyfel by haar veroorsaak met inligting. En dit is hoe Satan ons verlei, met inligting. Dis hoekom Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, en ek lees hierdie 2 verse uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Die wapen van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons argumente.
asook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Satan verlei ons met woorde en inligting om God te bevraagteken. Want Satan wil nie hê ons moet God glo nie. So hy bring redenasies en argumente en al hierdie dinge bring hy teen God. En as jy nou die tyd vat en jy vat jou Bybel en jy gaan vergelyk dit wat in die Bybel staan met dit wat om ons aangaan, is presies wat ek nou verduidelik het. Die hele wêreldstelsel is design teen God en wat God in sy woord vir ons geopenbaar het. En Satan is vry om te doen wat hy wil hiermee. God het geen beperking op Satan gesit met inligting nie. Niks nie. En dit sien ons om ons met die bose wêreld. God stop nie vir Satan nie. Met ander woorde, Satan kan gebruik wat hy wil om jou te beïnvloed. En ons sien dit in die wêreld. Satan kan sê net wat hy wil. Die hele wêreldstelsel is design om kommunikasie. As daar nou 'n aardbewing is 20.000 kilos van ons af, weet ons binne minute daarvan. Die hele kommunikasiestelsel is design daar. Nou moet ons onsself vra. As Satan nie toegang het tot ons gedagtes nie, en hy het nie, hoe kry hy dit reg om ons te verlei met hierdie leuns? En is nou hier wat julle moet oplet, want hierdie antwoord kan lewensveranderend vir jou wees. Hoe kry Satan dit reg? Jy laat dit toe. Jy laat toe dat Satan jou verlei. Jy besluit waarna jy kyk en waarna jy luister. Daar's net twee maniere wat Satan in jou gedagtes kan beïnvloed. En dis deur jou oë en deur jou ore. Daar's geen ander manier wat Satan jou gedagtes kan beïnvloed nie. En onthou, Satan kan nie jou gedagtes lees nie. Hy kan nie in jou gedagtes inkom nie. Hy kan nie saadjies plant in jou gedagtes nie. Jy plant daai saadjies deur die inligting wat jy kry. Jou filter is swak. Nou kom hierdie goeters in jou gedagtes in. Satan ken die mens se bose natuur goed genoeg. Hy hoef nie ons gedagtes te lees nie. Hy hoef glad nie. Hy ken ons goed genoeg. So as jy vanoggend hier sit en jy is 'n wedergebore Christen en jy is mislei deur Satan, dan is dit jou eie skuld. Want jy het hom toegang gegee tot jou gedagtes deur waarna jy kyk en na wat jy luister. Nou, jy kan dalk nou daar sit en dink, ag, Frans, jy praat snert. En jy kan 10 redes opbring hoekom jy wil motiveer dat dit nie jou skuld is nie. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug in die laaste paar maande. Dink nou terug aan die konteks van hierdie brief van Efesiërs waarmee ons besig is. Paulus skryf hierdie brief aan gelowiges. En ek dra dit oor aan gelowiges, nê? Julle stem saam. En die eerste 3 hoofstukke het gegaan oor ons posisie in Christus. En daai posisie is, soos jy hier sit en jy's 'n Christen, dan praat ek nou van jou. Jy is gekies deur God. Jy is gekies om heilig te wees. Jy is geseën met alle geestelike seëninge. Jy is aangeneem as 'n kind van God. Jy is verlos deur die bloed van Jesus. Jou sondes is vergewe. Jy het God se oorvloedige genade ontvang. Jy het as 'n kind van God 'n hemelse erfdeel. Jy is geseël deur die Heilige Gees. Kan julle dit onthou? En dis alles goeders wat reeds gebeur het. Dis jy hier. En dan van hoofstuk 4 af skryf Paulus vir ons, hoe sal hierdie posisie dan nou prakties in ons lewens lyk? As ons hierdie posisie lewe, hierdie is ons hemelse posisie, so hoe lewe ons dan nou dat hierdie lewe van ons lyk soos ons hemelse posisie? Jy sal waardig wandel, en dit is deur om nederig te wees, deur om sagmoedig te wees, lankmoedig te wees, en liefdevol te wees. Jy sal jou ou lewe en die sondes uittrek, jy sal jou ou lewe aflê, en jy sal 'n nuwe rein lewe aantrek, soos nuwe skoon klere. Jy sal nie meer lieg nie, jy sal net die waarheid praat.
Jy sal nie kwaad word nie. Daar sal geen bitterheid in jou wees nie, maar slegs liefde en ontferming, en jy sal vergewe, soos wat God jou vergewe. Jy sal nie vraatsugtig en gierig wees nie, jy sal jou mond beheer, jy sal nie meer ongehoorsaam aan God wees nie, want jy is nou gehoorsaam. Jy was duisternis, maar nou is jy lig in die Here. Jy was 'n dwaas, maar nou is jy wys. Dan gaan Paulus oor en hy sê, wees onderdanig aan mekaar. Vroue, wees onderdanig aan jou eie man. Manne, wees lief vir jou eie vrou, soos wat Christus die kerk lief het. Kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Ouers, voed jou kinders op in respek en gehoorsaamheid. En dan met die baas-klaasverhouding, werk asof jy vir Christus werk. En as jy mense het wat aan jou rapporteer, onthou jy werk op vir Christus. En daar's die opsomming van Efesiërs, tot waar ons nou is. So kan jy sien, hoe moet jou lewe lyk? So as jy verlei is dit jou eie skuld. Want jy's heilig en geregtig voor God. Jy's rein voor God. Maar jy moet so lewe. God kan nie jou lewe vir jou lewe nie. En dan kom Paulus en hy sê, al hierdie dinge is waar. Hierdie lewenstyl is moeilik, want dit is 'n oorlog. Maar God het ons tools gegee. God het ons die manier gegee. En dan sê hy, slegs met God se krag gaan jy dit egter regkry om so te lewe. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Dis onmoontlik om dit op jou eie te doen. Maar daai krag is beskikbaar, maar jy moet dit aktiveer. Jy moet daai krag aktiveer en dis hier waar jou verantwoordelikheid inkom. Al hierdie goeders wat ek nou genoem het van jou posisie in Christus, dit het Christus gedoen. Jy het nou 'n verantwoordelikheid. En kan jy onthou verlede week wat ek genoem het, hoe aktiveer jy hierdie krag van God? Jy moet groei in die kennis van God, jy moet 'n kragtige gebedslewe hê, en dan moet jy gehoorsaam wees. Dit is hoe jy hierdie krag van God aktiveer. En ons kan nou vir mekaar in die oë kyk en sê, dis moeilik, want dit is moeilik. Dis ook nie maklik om hierdie krag van God geaktiveer te kry in ons lewens nie. Want die wêreld waarin ons lewe, met al die leuns en al die versoekings, wat so openlik en vrylik beskikbaar is dit moeilik om so te lewe. En dis presies waaroor die wapenrusting gaan. Die wapenrusting verduidelik vir ons 'n lewenstyl op 'n praktiese manier, sodat dit vir ons moontlik is om so te lewe. En die wapenrusting is prakties om te verstaan ook. Daar's niks van hierdie weird en vreemde goed wat ons in ander kerke van sien nie. Dis nie dinge wat jy moet aanspreek en inbid en bind en al hierdie dinge wat die wêreld wil hê ons moet dink is geestelike oorlogvoering nie. Geestelike oorlogvoering gaan oor jou lewenstyl. Dis alwaaroor dit gaan. Nou as ons kyk na die wapenrusting, Paulus sê vir ons, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Nou dit word algemeen aanvaar dat Paulus was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat toe hy in die gevangenis was. En wat die slim ouens sê is, terwyl hy daar gesit het en hierdie brief geskryf het onder die leiding van die Heilige Gees, laat ons besig is in 'n oorlog, kyk hy na hierdie soldaat en hy sien, maar hierdie ou is reg vir oorlog. En hy gebruik die kledingstukke wat hy aan het, om vir ons die wapenrusting te verduidelik. En die eerste een wat hy sê is, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. So die eerste ding waarna ons moet kyk is, ons moet vas staan. Ons gaan soek nie die vyand nie, ons gaan soek nie versoekings nie, ons bind niemand nie, ons jaag niks na nie, ons staan vas. Ons oorlog is om vas te staan. So die prentjie wat hy vir ons skep is, dis 'n soldaat wat reg is vir oorlog. Maak nie saak wat na hom toe kom nie, hierdie soldaat is reg. 'n Beter woord wat dit dalk beskryf is 'n Engelse woord, en dis commitment. As jy nie 'n committed Christen is nie, gaan hierdie vir jou moeilik wees. So die prentjie wat hy hier vir ons skep van hierdie soldaat is, 'n bietjie konteks is, die mans het rokke gedra in daai tyd. Dit was so 'n groot lap geweest wat 3 gate in het, een vir elke arm, en dan 'n gat vir sy kop, en dan het hy 'n belt om sy lyf gehad, net laat die rok nie waai nie, en hulle het
hulle Moses sandale aangetree en dit was hoe hulle gelewe het. En wanneer hulle dan moes hardloop of wanneer selfs die soldate het dit gedra. En as hulle reg was vir oorlog, dan het hulle daai rok so tussen hulle bene opgetrek en hulle het hulle belt losgemaak en dan al die lospunte vasgemaak. Sodat daar niks lospunte is wat flap, jy weet wat flap nie. So nou kan hulle hardloop en nou kan hulle fight. As daar lospunte was op hierdie rok, dan kan jou opponent jou omtrek of sulke tipe dinge. So dis die prentjie wat Paulus hier ons moet weet. Al die lospunte is bymekaar gemaak en vasgebind met hierdie belt. En wat is hierdie belt? Die waarheid. Dis die belt van waarheid. In 1 Petrus 1 vers 13 staan daar, skryf Petrus, daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree. En die Nuwe Lewende Vertaling sê, sorg dat julle helder dink en gedissiplineerd lewe. So, weer eens, ons kry die prentjie van commitment hierso, nê. So, wanneer ons self met die belt van waarheid omgord, dan beteken dit, wat is die enigste bron van waarheid wat ons het? Dis die Bybel. Ons is omgord met die Bybel. Ons is committed met die Bybel om hierdie oorlog te veg. En die woord commitment kom baie hier uit. En die rede is, 'n gelowige wat 'n lewe lei soos half met 'n no-care attitude, gaan verlei word deur Satan. Jy moet committed wees vir die waarheid van God. En hoekom is commitment op die waarheid so belangrik? Wat is die teenoorgestelde van waarheid? Is leuen. Wie is die vader van leuns? Satan. Wie die wêreldstelsel design? Satan. Met ander woorde, alles wanneer dit by ons geloofslewe kom, alles buite die Bybel is 'n leuen. Maar jy gaan nie die leuen kan identifiseer as jy nie die waarheid ken nie. So dit is hoekom die waarheid die eerste punt is hierso. As jy nie die waarheid in jou gedagtes in het nie, en jy's nie committed vir die waarheid nie, gaan Satan jou gedagtes kan beïnvloed. Dan gaan jy die oorlog verloor. En as ons na praktiese maniere gaan kyk, hoe is jy committed vir die waarheid? As ons prakties gaan kyk na ons lewens. Die eerste een is, jy moet committed wees aan 'n Bybelse kerk. Jy moet committed wees en jy moet aktief deel wees van 'n Bybelse kerk. Jy moet committed wees om tot verantwoording geroep te word. Met ander woorde, as daar krake in jou geloofslewe is of in jou oortuiging is, dan moet jy fyn wees daarmee as iemand jou kom teregwys in liefde. Jy moet fyn wees daarmee, jy moet nie offended raak nie. Want dit wys jy is committed aan die waarheid. Want onthou, ons het dit al 'n paar keer vir mekaar gesê, as ons nie kan saamstem oor 'n ding nie, wie die laaste antwoord? Die Bybel. So as jy committed is aan die waarheid, en iemand kom na jou toe en sê, ek hoor jy sê iets wat nie reg is nie, dan moet jou houding wees, ek gaan dit ondersoek, dankie. En as daai persoon dan reg was, sê dan, dankie. En as die persoon verkeerd was, gaan na daai persoon toe en sê, ek stem nie saam met jou nie, want die Bybel sê so. Dit is commitment aan die waarheid. Baie gelowiges vandag, ware gelowiges, faal in hulle geloofslewe, faal in hulle wandel met God oor hierdie punt. Hulle is nie committed aan die waarheid nie. Hulle het hierdie hairy-fairy geloof. Alles is net lekker. As iemand net sê, liewe Jesus, is hulle ene ore. Hoor wat sê Jesus of voor ek daartoe gaan, kyk gaan na vers 17, die van julle wat julle Bybels oop het. In vers 17 staan daar, die swaard van die Gees is die woord van God. En in vers 14 sien ons, jy met jou lendene vasmaak, die waarheid word vergelyk met 'n belt, nê. So, as jy 'n soldaat is en jy het 'n belt om jou lyf, waaraan gaan jy jou swaard vasmaak? Aan jou belt. So hier sien ons 'n direkte konnotasie tussen die swaard wat die Bybel is en die belt wat die waarheid is. So die waarheid en die Bybel kan nie geskei word van mekaar nie. En dis waar gelowiges val.
Hulle het hierdie geloof wat nie gebaseer is op die Bybel nie. En dan word hulle mislei deur Satan en hulle kan nie 'n lewe van oorvloed lewe nie. So, in hierdie beeldspraak wat Paulus hier gebruik vir ons van die wapenrusting, moet ons hierdie konnotasies tussen die verskillende toerustings verstaan. As ek en jy nie committed is vir die waarheid van God nie, gaan Satan ons verseker mislei. En ons sien in die brief aan Galasiërs, Paulus skryf die brief aan die gemeentes in Galasië, en hy skryf dit aan gelowiges, en dan sê hy vir hulle, julle dwaase, hoe is dit dat julle so vinnig verlei is? So ware gelowiges kan mislei word. Ons kan mislei word. As ons nie committed aan die waarheid is nie, dan gaan ons nie vir God in waarheid aanbid nie. En dit is geweldig belangrik. In Johannes 4 sê Jesus hierdie merkwaardige woorde. Vers 23 en 24 sê, hy is hier in 'n gesprek met die Samaritaanse vrou, en hy sê vir haar, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. En dan hoor wat sê hy, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoe? In gees en in waarheid. En dan, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Kan julle sien hoe belangrik is waarheid hierso? Dit is ongelooflik belangrik. God soek aanbiddaars wat hom in waarheid aanbid. Jy moet committed aan die waarheid wees. As jy nie committed aan die waarheid is nie, dan is jy nie committed aan God nie. Dis hoe belangrik dit is. As jy alles lees en alles kyk wat beskikbaar is op YouTube en social media, dan gaan Satan jou verlei. Sonder twyfel. En ons weet, ons almal ken jy die mense, daar's baie gelowiges wat Sondag kerk toe gaan. Hulle lees selfs 'n paar keer deur die week hulle Bybel, maar hulle leef nie in die waarheid nie. Hulle lewe in die wêreld. Daar's selfs gelowiges wat pligsgetrou elke dag hulle Bybel lees. Hulle begin hulle dag met 'n uur Bybelstudie, maar die res van die dag voed hulle gedagtes met die junk van die wêreld. Hulle gedagtes is nooit by God nie. Hulle oordink nie dit wat hulle lees deur die dag nie. Hulle lees wêreldse boeke en kyk wêreldse movies. Alles gaan oor seks, money en rock and roll. En onthou, ek het 'n paar weke terug gesê, ons gedagtes is, as ons rekenaartermes kan gebruik, junk in, junk out. As jy jou gedagtes voed met junk, gaan jou lewenstyl junk wees. Jy kan nie hierdie geestelike oorlog wen as jy jouself blootstel aan al hierdie wêreldse vermaak nie. Jy kan nie. Want al hierdie goeders is anti-God en dit is veral anti-Christus. En daar's geen manier wat ek en jy ons gedagtes kan gevangene neem en dit gehoorsaam maak aan Christus as ons onsself konstant blootstel in hierdie goed nie. En dis nie net die vermaak wat hier issue is nie. Selfs sommige Christen content is 'n probleem. Onthou, die Bybel is ons enigste bron van waarheid wanneer dit kom by ons geloofslewe en ons geloof. Met ander woorde, ek en jy kan nie sê dis my waarheid en dis jou waarheid nie. Daar's net een waarheid. En dis die Bybel. Dis die enigste waarheid. So dit wat God gesê het, is die waarheid. So as ons nie committed is nie, gaan ons hierdie oorlog verloor. Die probleem met Christen content is, daar's gelowiges wat as iemand sê, Here, Here, dan is hulle die ene oor. Dan luister hulle na alles wat gesê word en hulle glo dit. Hulle het nie 'n filter nie. Daar's geen manier van onderskeiding nie. En dis 'n geweldige probleem, want ons het geleer, die vyand het hom vermom as 'n engel van lig. Met ander woorde, Jesus het gesê in Matteus 7 vers 21, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk ingaan. Met ander woorde, dit beteken, selfs mense wat sê, Here, Here, ek en jy moet onderskeiding hê daar. Ons moet seker maak, dit wat hulle van praat, is Bybelse waarheid. Paulus skryf, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Daar's 'n baie spesifieke rede hoekom die waarheid die eerste punt is.
want ons word maklik weggelei van God af. Hierdie kommitment aan waarheid gaan selfs beteken dat jy op 'n stadium in jou lewe gaan moet opstaan en sê, nee, dit wat jy sê is nie Bybelse waarheid nie. Of dit nou vir jou vriende is, of dit jou familie is, of dit selfs vir my is. Jy gaan dit moet doen op 'n stadium, want dan is jy committed aan die waarheid. Ons moet altyd gereed wees met die waarheid, want ons het nou reeds gesien, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Nou, ons almal ken gelowiges wat hierdie heri-feri geloof het. Hulle glo allerlei vreemde goeters van God en van die Bybel, en hulle luister na YouTube predikers en hulle sê hierdie ouens klink goed en hulle sê tog die Here se naam. Nou julle moet onderskeiding hê. En is moeilik om onderskeiding te kry. Nou ek het 2 toetse wat ek doen. En ek gaan vir julle sê wat dit is en julle kan dit gebruik of julle kan julle eie manier bepaal om onderskeiding te hê. Maar die standaard wat ek het vir waarna ek kyk en waarna ek luister is die eerste ene. Ek luister nie na iemand. Ek praat nou van Christelike content. Ek luister nie na enige iemand wat nie die Bybel erken as die hoogste autoriteit nie. So ek doen navorsing oor die goeters wat ek kyk en lees en luister. Met ander woorde, as enigiemand nie erken die Bybel is geïnspireer deur God nie. As hulle nie erken die Bybel is foutloos nie. En as hulle ook nie erken die Bybel is voldoende nie, dan luister ek na niks wat hulle sê nie. Niks nie. As mense vir my goeie stuur en ek sien dit is Pastoor Piet Pompies of wie ook al en ek weet wat is hierdie ou se oortuiging, dan luister ek nie eens daarna nie. Ek stel myself nie eens bloot aan nie. Die tweede een is ek ontvang geen geestelike raad van enige mens, enige gelowige wat nie lid is van 'n Bybelse kerk nie. Glad nie. Ek sal na mense luister en hulle sal met my praat en dit sal soos water van 'n een se rug af vir my wees. En daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor. As jy sê jy's 'n Christen en jy glo in Christus en jy's nie 'n lid van 'n Bybelse kerk nie, dan is daar een van 2 dinge. Ek betwyfel jou redding of ek weet jy's openlik in 'n rebellie teen die woord van God. Hoe kan ek vir jou luister? Hoe kan ek vir jou luister? Dis my maatstaf, dis my standaard, hoe ek meet na wie ek kyk en na wie ek luister. Julle moet sulke checks and balances inkry in julle eie geloofslewe. As jy hierdie 2 wil gebruik, is great. As jy dit werk vir my, as jy daaroor wil praat en meer wil weet hoe om dit te doen, is jy welkom om met my te praat. Maar jy moet filters in jou eie lewe inkry van hoe jy hierdie dinge kan onderskei. Anders dan gaan jy mislei word. Jy gaan verlei word. Ek wil net bietjie uitbrei en net kort verduidelik van die hoogste standaard van die Bybel. Daar's baie mense vandag wat sê hulle is Christen, hulle is op al die social kanale en hulle sê dat daar sekere dingetjies wat verkeerd is in die Bybel. Daar's sekere vrae wat hulle bevraag, weet daar sekere woorde wat hulle bevraagteken of daar sekere dinge wat dalk nie moontlik gebeur het nie. Daar's baie mense wat byvoorbeeld sê daar's sekere Bybelboeke wat nie hoort in die Bybel nie, of daar's boeke wat uitgelaat is uit die Bybel uit. Daar's ook mense wat vir arme ou Konstantin van die 300ste eeu die skuld gee vir alles wat verkeerd is in die Christen geloof. Hulle sê hy het die Saterdag Sabbat verander na die Sondag toe en hy het besluit wat se boeke moet in die Bybel wees en al hierdie tipe van goeters. Nou enige mens en ek maak myself nou oop hier vir geweldige kritiek. Enige mens wat hierdie oortuigings het, is mislei. Jy's 'n dwaas en jy's arrogant in jou denke. En jy's lui. Ons lewe in 2025. Daar is letterlik duisende en duisende argeologiese manuskripte al opgegrawe om die Bybel 100% korrek te bewys. Enigiemand wat vandag die Bybel soos wat ons hom het, betwyfel, is 'n dwaas. En hy's lui, want hy wil nie gaan navorsing doen nie. Die Bybel is oor en oor en oral reg bewys.
So, hierdie mense wat die Bybel betwyfel, of wat die Bybel se onfeilbaarheid betwyfel, of sê die Bybel, daar's foute in die Bybel, bly weg van hulle af. Hulle is mislei deur Satan. En dan het ek nou reeds gesê oor die mense van wie ek nie raad vat nie. As jy sê jy is 'n Christen, dan het jou Here en Redder homself geoffer vir die kerk. Hy het homself laat doodmaak vir die bruid van Christus. Hoekom wil jy nie deel wees daarvan nie? En julle sal hoor ek sê 'n Bybelse kerk. Nie alle kerke is Bybelse kerke nie. So dis belangrik. Jy moet committed wees aan die waarheid van God. En ek moet committed wees aan die waarheid van God. Want sodra jy God nie in waarheid aanbid nie, dan is jy mislei. En dan beteken dit, jy is besig om hierdie geestelike oorlog te verloor. En jy is ook besig om nie in oorvloed te lewe nie. En ek wil weer vanoggend sê, terwyl ons op hierdie onderwerp is, alles wat ek sê, moet julle gaan toets teen die woord. Elke Sondag. Julle moet dit wat ek sê, gaan meet teen die woord. Want dis jou verantwoordelikheid om seker te maak, jy luister na iemand wat die waarheid praat. My rol as 'n leraar of 'n herder in die konteks van skape is, ek het net een verantwoordelikheid wat in 2 dele is. Ek moet julle voed met die waarheid en ek moet julle beskerm teen wolwe en leeu's, brullende leeu's. Hoor wat skryf wat skryf Lukas in Handelinge 20 vers 29 en 30. Paulus is hier in die woord en hy gaan weg van die stad Efese af en hy los vir Timoteus alleen daar en hy sê, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle sal daar self manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daar is 'n waarskuwing, dit gaan gebeur. Satan gebruik gelowiges, en ek sê gelowiges met aanhalingstekens, hy gebruik gelowiges om ware gelowiges te verlei, sodat hulle God nie in waarheid aanbid nie. Jy moet die beld van waarheid baie styf vasmaak, en daar moet nie lospunte wees van leuns in jou lewe nie. Jy moet dit vasmaak, sodat jy God in waarheid kan aanbid. Jy moet committed wees aan die waarheid. Jy moet elke Sondag kerk toe kom. Jy moet elke geleentheid wat daar is, om meer te leer van die waarheid van God, moet jy met al 2 hande aangryp. En jy moet dit bywoon. Jy moet elke dag jou Bybel lees. En jy moet elke dag oordink wat jy lees. Moenie 'n hele Bybelboek vat om in die oggend lees nie. Vat klein stukkies en oordink dit deur die dag, sodat jou gedagtes op die waarheid gerig is. En dan, baie belangrik, jy moet committed wees aan die gemeenskap van heiliges. Ons moet committed wees aan mekaar. Ons moet mekaar help in hierdie taak, want ons is saamgevoeg as 'n liggaam. Ons is een. Ons moet mekaar beskerm teen hierdie wrede wolwe wat gaan inkom. Want ons is nog klein en ons is nog min en ons almal ken mekaar persoonlik. Hier gaan mense kom met valse leringe. In die laaste jaar was hy al mense met valse leringe. En dan redeneer hulle met my en dan kan hulle agterkom ek is te lief vir die Bybel en ek is te lief vir God, hulle gaan my nie kan mislei nie, dan waai hulle maar. Dit het 'n paar keer al gebeur in die laaste jaar. Ons moet committed wees aan die waarheid. Maak nie saak wat is die nagevolge nie. Dit verg commitment om staande te bly in hierdie oorlog. Ek wil afsluit met 3 Bybelverse uit ander gedeeltes van die Bybel af, wat vir jou net 'n idee kan gee, hoe belangrik is dit, dat jy jou gedagtes moet beskerm. Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Jy moet jou gedagtes hernie, want dan eers sal jy weet wat is die wil van God. En dan Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge daarbo en nie die dinge op aarde nie. Hou jou gedagtes besig met die dinge in die hemel, jou geestelike posisie.
En dan die laaste ene, Filippense 4 vers 8. Verder broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysingswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Satan is agter jou gedagtes aan. En die enigste manier wat jy staande kan bly in hierdie geestelike oorlog, is jy jou hele lewe rig op die waarheid van God. Volgende week gaan ons kyk na die tweede gedeelte van vers 14. En dan gaan ons begin sien hoe pas hierdie verskillende gevegs, hierdie wapenrusting, die verskillende tools wat God vir ons gee, mooi in mekaar in, om jou hele lewenstyl te beïnvloed. Kom ons bid saam. Here, soms is dit hard om te hoor dat as daar sonde in ons lewe is, dan is dit ons eie skuld. Maar ons sien in hierdie laaste paar weke wat ons deur die einde van hoofstuk 6 in Efesiërs werk, Here, dat U het alles gedoen, U het U beloftes nagekom, Here, en nou is dit ons. Nou moet ons eie lewens aanpas, ons moet ons denke beheer, Here, ons moet ons gedagtes gehoorsaam maak aan Christus, Here, en dis moeilik, en ons faal op 'n daaglikse basis daarmee, Here, maar nou kry ons 'n idee hoekom ons faal, Here, want dit is omdat ons onsself laat beïnvloed met die leuns van die wêreld. Here, maar tog is U 'n God van genade, en ons sien hier aan die einde van hierdie brief dat U kom gee vir ons praktiese wenke en praktiese riglyne van hoe ons moet lewe, sodat hierdie leuen van die wêreld ons nie beïnvloed nie. Here, as ons praat van Satan en die wêreldstelsel, dan kan ons dalk partykeer bang raak, want dit is oorweldigend as ons hier buite om ons kyk en ons sien alles is gebaseer op 'n leuen. Maar ons hoef nie bang te wees nie, Here, want U beklei hierdie oorlog. Ons moet net staan in die waarheid. Here, lei elkeen van ons wat hier is vanoggend, Here, dat ons U waarheid ernstig sal opneem, dat ons U waarheid deel sal maak van ons lewens, Here, dat ons mekaar sal lei, dat ons mekaar se hande sal vat, Here. Here, maar ook dat ons tyd met mekaar sal spandeer, sodat ons mekaar beter kan leer ken, Here. Here, want ons is een liggaam, en ons is een in Christus, en dis 'n wonderlike gedagte. Ons het nou gesing, Here, alles is net genade, en dit is alles net genade, Here, en ons wil U loof en ons wil U prys daarvoor. Dankie dat U 'n God van genade is. Amen.